Ek wil graag ons gedagtes verfris, net weer eens rondom die kaart wat ons hier sien, die boek Openbaring, en daar by die boeketafel is klein kaartjies, jy is welkom om een te kry, dit is gratis, kry vir jou so 'n kleiner kaartjie, dan kan jy nou mooi van naderby dit sien. Ons lees in die boek Openbaring van 'n boek wat met 7 seels toegemaak is. Op hierdie kaart word Openbaring voorgestel in 22 hoofstukke, dit is die groot boekrol, en van u wat verlede jaar was sal dit nou onthou, maar binne in hierdie boekrol is daar 'n kleiner boekrol, en dit is die boek wat met 7 seels verseël is, wat jy kennis van maak in Openbaring hoofstuk 5, waar die vraag gevra word, wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. En julle weet, Johannes het bitterlik geween, omdat daar niemand gevind is nie. Maar uiteindelik word hy getroos, omdat daar iemand is, wat waardig is. En so lei die lied wat ons sing, Openbaring 5 vers 9, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. En dan daar die treffende woorde, want u het ons gekoop uit elke volk, stam, taal en nasie. Hy het ons gekoop met sy kosbare bloed. En dan van Openbaring hoofstuk 6 af word hierdie seels nou oopgemaak. Openbaring hoofstuk 6 tot hoofstuk 18 is die ontvouing van hierdie boek, hierdie 7 seels wat gebreek word. Wanneer die 7de seel gebreek word, dan kom daar 7 bassyne na vore. Wanneer die 7de bassyn geblaas word, dan kom daar 7 skale na vore. Maar nou moet u onthou, dit is nie die eerste keer dat ons van hierdie boek in die Bybel lees nie. Ons lees reeds van hierdie boek wat met 7 seels verseël is in die boek Daniël. En ek het die vorige keer vir u gesê dat sommige mense verstaan nie die boek Openbaring nie, omdat hulle nie die boek Daniël verstaan nie. In Daniël hoofstuk 10 kom daar 'n besending engele uit die hemel uit, en dan is die inhoud van daardie boek, sê vers 14, met betrekking tot die laaste dae, en veral met betrekking tot die volk Israel. Dit sê vers 14. Maar dan word 'n baie interessante gegewe geopenbaar, wat ek sommer die geheime boek van die hemel noem. Want in Daniël 10 vers 21 staan daar, nogtans sal ek jou te kenne gee wat in die boek van die waarheid geskrywe staan. So hier word gepraat van die boek van die waarheid, en dan is Daniël 11 is die inhoud van die boek van die waarheid. En wat gebeur toe in Daniël 12, toe Daniël nog meer wou weet? Toe word daar vir hom gesê wat? Om die inhoud van die boek te verseël. Dis heeltemal reg. In Daniël 12 vers 4 word daar vir hom gesê om die boek te verseël. Hy is so nuuskierig, ek meen ek sou net so nuuskierig gewees het. Hy wil nog weet. Toe word daar vir hom in vers 9 weer keer gesê om die inhoud van die boek te verseël tot op die tyd van die einde. Ja, 'n verseelde boek, 'n boek wat verseël moet word. En hier kom die Here Jesus in die laaste dae op die eiland Patmos, 90 na Christus, en die verseelde boek is nou in die hand van die Here Jesus, en hy breek die 7 seels. So, Daniël 11, wat nou hier in Daniël 12 inbeweeg, Openbaring 6 tot hoofstuk 18, is die to be continued. Dis nou soos wanneer die vrouens hulle series kyk op Netflix. Dan aan die einde staan daar to be continued. So Daniël 11 en 12 se begin word voortgesit in Daniël, Openbaring hoofstuk 6. So op hierdie kaart leef ons tans in hierdie teenwoordige tyd. Die sleutelvers van die boek Openbaring is Openbaring 1 vers 19, wanneer hy die opdrag kry, in vers 11 alreeds die opdrag gekry om te skryf wat hy gesien het in 'n boek, en dan vers 19, dat hy moet skryf wat hy gesien het, dit wat is en dit wat sal gebeur. Maar nou ja, ek wil nie nou alles oor die boek Openbaring by hierdie een geleentheid sê nie. Ons sal vanaand, dan sal ons verder praat oor die ontplooiing van God se eindtydplan in die boek Openbaring. Maar vanoggend as 'n inleidende boodskap wil ek graag hê u moet die Bybel oopmaak by Matteus hoofstuk 24.
By ons vorige reeks het ons die oggendgeleentheid, die opmars van die anti-kris hanteer. Dit is nou natuurlik na aanleiding van 1 Johannes 2 vers 18, waar Johannes, dieselfde skrywer van die boek Openbaring, waar hy sê, kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het, die anti-kris kom. Ons het daaroor gepraat, die opmars van die anti-kris. By die aandgeleentheid of die middaggeleentheid het ons oor die wegraping gepraat. Ek verstaan, die wegraping kan baie kontroversieel wees. Maar weet jy wat, vriende, dit behoort nie kontroversieel te wees nie. Want as jy mooi onthou wat het ons verlede keer gesê, eintlik, hoor mooi wat ek gaan sê, glo almal wat in die opstanding glo aan die wegraping. Partykeer sê mense hulle glo nie aan die wegraping nie, maar hulle doen eintlik. Want die vraag is nie glo jy aan die wegraping of nie, die vraag is glo jy aan die opstanding. Jy sien, want die wegraping is nie iets wat gebeur, hierdie misterieuse ding wat gaan gebeur nie, die wegraping is iets wat gepaard gaan met die opstanding. Hier's vir jou vraag. Gaan almal dood wees wanneer die opstanding plaasvind? Nee, almal gaan nie dood wees nie. Wat gaan gebeur met ons wat in die lewe oorbly? Dis reg. Die boodskap van die wegraping is die boodskap van die opstanding. Dis wanneer ons saam met hulle in wolke weggevoer gaan word, die Here tegemoet in die lug. Dis by die opstanding wanneer dit gaan plaasvind. Ek meen, hoe gaan die mense wat in Pakistan is, en Afghanistan, en Suid-Afrika, en Amerika, hoe gaan ons in 'n oomblik by die Here Jesus uitkom? Ons gaan weggeneem word om by hom te wees. Wanneer? By die opstanding. Wanneer gaan die opstanding plaasvind? Maar dis 'n ander vraag. Dis waarmee mense soms verskil en jy die volste reg. En nou, ons gaan vanaand so 'n bietjie stil staan by die vraag, juis daaroor om u te onderrig. Hoekom glo ons wat oor dit? Maar jy hoef nie te skrik vir die woord wegraping nie. Noem dit dan die wegvoering as jy wil. Maar dit is wat gebeur by die opstanding. Toe het ons gepraat oor die Bema beloning. Ons het gepraat oor die slag van Armageddon en ons het gepraat oor die finale oordeel, die oordeelsdag. Hierdie reeks gaan ons so 'n bietjie in 'n ander rigting beweeg met betrekking tot van hierdie onderwerpe. Maar vanoggend lees ons eers in Matteus 24 saam. Matteus 24 en ons kan daar vanaf die 29ste vers saam lees. As u nou vers 29 gaan lees, dan gaan u sien wat hier beskryf word, is dat die wederkoms van die Here Jesus gaan plaasvind dadelik na die groot verdrukking. Hierdie tydperk word die groot verdrukking genoem. Dis nie ek wat dit so noem nie, Jesus noem dit so in Matteus 24 vers 21. Dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld, en ook nooit weer sal wees nie. So Jesus noem hier die tyd net voor sy wederkoms, noem hy die groot verdrukking. En wat gaan gebeur direk na die groot verdrukking? Dit is nou vers 29 wat ons hier gaan lees. Daar staan, en dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. En leer van die vrye boom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle
al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Voordat ons begin met vanoggend se boodskap, wil ek net graag 'n vraag of twee in u gemoed nou reeds oplos. Want u lees 'n vers soos hierdie, dan hoor u dat hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie, dan dink u by u self, maar Jesus se geslag het nou al verbygegaan, die mense wat dit van hom gehoor het, daai geslag is lankal verby, en die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. Wel, om dit te verstaan, praat die Bybel hier van 'n eerste geslag vervulling profesie en 'n kom ons noem dit nou 'n laaste geslag vervulling van profesie. Die eerste geslag het die verwoesting van die tempel beleef in 70 na Christus. Dat nie een klip op die ander gelaat word nie. Maar daarna beskryf die Here Jesus hier in Matteus 24 gebeure wat nie in vervulling gegaan het in 70 na Christus nie. Met ander woorde, die son wat verduister word en die sterre wat val en tekens aan son, maan en sterre, daardie tekens is nie vervul in 70 na Christus nie. Maar nou sê hierdie teks wat ons gelees het, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, begin gebeur, hierdie geslag, wat 'n geslag is dit? Dis die geslag wat hierdie dinge sien gebeur, sal nie verbygaan voordat elke een van hulle in vervulling gegaan het nie. Nou is my vraag, my liewe broeders en susters, watter geslag is ons? Ons is die geslag wat hierdie dinge wat besig is om hierdie dinge te sien. Wat besig is om te gebeur. Die hongersnode, die pestsiektes, die aardbewings op verskillende plekke. Jy kan dit nou lees hier in Matteus 24. Die term die seun van die mens wat ons hier gelees het, kom uit Daniël hoofstuk 7 uit. Dis waar ons die eerste keer kontak maak met hierdie woorde, die seun van die mens. So hier gebruik die Here Jesus weer die woorde uit die boek Daniël uit. Want onthou nou, in Matteus 24 vers 15, wat ons nou nie gelees het nie, sê die Here Jesus, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël. So daar verwys Jesus na Daniël se geskrifte, dis hoekom ons nou gesê, dit sluit aan by die profeseë in Daniël, en nou verwys die Here Jesus hier na die koms van die seun van die mens, wanneer hy na homself verwys, die een wat verskyn het voor die oue van dae in Daniël hoofstuk 7. So, ek wil dit net vir u sê, moenie verward raak oor wanneer ons hier lees, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, dat dit op die eerste geslag verwys nie. Dit verwys in die eerste plek 70 na Christus na die eerste geslag, en nou die laaste geslag wat hierdie profeseë wat nog in vervulling moet gaan, wat ons sien en beleef. En dan vers 32, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So wanneer hy nou hier vir ons sê, Jesus se wederkoms gaan plaasvind direk na hierdie tydperk van groot verdrukking, dan gee hy vir ons 'n manier om te weet hoe naby die tyd is. Let op die vyeboom. Maar kom ons word net eers stil voor die Here, dan bid ons 'n oomblik saam. Hemelvader, ek dink so aan daardie woorde wat iemand een keer vir my gesê het, as dit by die boek Openbaring kom, dan moet ons geduldig wees. Want hierdie dinge het baie nog nie plaasgevind nie. En daarom wil ons nie vanoggend met bravade sê en bravade oorkom, verwaandheid eerder, maar ons wil eerder met vrymoedigheid naderkom na u Heilige Gees wat ons lei in die waarheid van u woord. Ons wil vanoggend geduldig wees, nie veroordelend nie. Ons wil met lankmoedigheid die teks bestudeer,
dat die rypheid en die rykheid daarvan tot ons harte sal spreek. Dat ons sal insien in die volmaakte wil van God. Dat ons verligte oë van die verstand sal hê om tot die kennis van die waarheid te kom. Dat ons gedagtes gevange sal wees om gehoorsaam te wees aan Jesus Christus. Dat ons ore oop sal wees om te hoor wat die Gees van God vanoggend aan ons wil sê. Lei ons, Here, in die waarheid van u woord, waar sonder ons en die werking van die Heilige Gees u woord nie kan verstaan nie. Want die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, omdat dit geestelik beoordeel word, en ons vra dat u ons sal help om diep in te sien in die waarheid van Gods woord. Sal u hierdie gemeente seën, sal u lieflike hand op elke een hou. U verstaan van ver die gedagtes van die mens, ons sit en ons opstaan, en u weet ook elke een hier die behoefte wat in hulle harte mag wees. Hier is dalk iemand wat gebroke is vanoggend, wie se hart in stukke geskeur is. U sal die geknakte riet nie verbreek en die dowwe lamp het nie uitblus nie. Hier is dalk iemand wat moedeloos is. Dan sê u, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Here, u gee raad en leiding vir elke behoefte. Miskien is hier iemand wat met finansiële druk in hulle lewe sit, spanning. Miskien is hier iemand wat in hulle liggaam gebreke ervaar. Hoe hier die aardse tentwoning, soos Dominee Jakes nou gesê het, afgebreek word. Here, dan is daar hulp vir ons by u. Vrede en rus. Ons bid, kom skenk dit vir ons opnuut, wanneer ons so hier heerlik in u teenwoordigheid verkeer. Ons bid dit met danksegging in die naam van Jesus Christus. Amen. My liewe broeders en susters, wanneer ons dan by 'n reeks dienste soos hierdie begin, is dit nodig om onsself te posisioneer waar ons op die horlosie van God is. Hoeveel sand is daar wat nog moet uitloop voordat die uurglas uiteindelik leeggeloop het? Dit is 'n baie belangrike vraag, 'n vraag wat mense oorwonder. Wanneer sal hierdie dinge wees? Dit is dieselfde vraag wat Daniël in Daniël 12 gevra het. Wanneer kan ons dit te wagte wees? En u weet nou baie goed, net soos ek, dat op die horison van vermaaklikheid verskyn daar kort iemand wat een of ander profesie uitspreek oor wanneer die wederkoms van die Here Jesus gaan plaasvind. En dikwels moet hulle met rooi gesigte op hulle neuse kyk, omdat hulle verkeerd was. Ons moet nie ons ore uitleun na valse profete en mense wat allerhande geluide hoor en stemme hoor in die nag as hulle op hulle beddens lê nie. Ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop ons tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Die Bybel is die enigste betroubare bron waarop ons kan bou met sekerheid, 'n vaste burg, 'n rots onder ons voete. Die antwoord is nie in die teeblare nie. Die antwoord lê nie in een of ander vrou op die hoek van die straat in 'n 1972 gypsy karawet, waar sy nou in 'n kristalbal inkyk en so vir die mense die toekoms voorspel nie. Dis nie waar die antwoorde lê nie. Dit is nie in die huisgenoot se sterrekyk nie. Dit is nie in sterrewiggelary nie. Dit is in God se woord, die profetiese woord wat vas is. En nou as ons die bladsye van die Bybel bestudeer, dan sien ons daar 'n sekere tekens, waaruit ons kan weet dat die wederkoms van die Here naby is. Ons hoef nie te raai nie, ons hoef nie te wonder nie, ons hoef nie dag en datum daaraan te koppel nie, want niemand weet wat daardie dag is nie. En moenie dat 'n valse profeet vir jou sê, o nee, maar God het dit nou aan hom geopenbaar nie. Hy het nie. Dit is nie eens aan die seun geopenbaar nie, lees ons in die profetiese rede. Die tye en die geleenthede, sê Handelinge 1 vers 6, kom ons nie toe nie. Hy sê dit in 1 Tessalonisense 5 vers 1 'n tweede keer.
En vers 2, die tye en geleenthede, broeders, het ek nie nodig om aan julle te skryf nie, maar julle weet goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Maar as die dag van die Here dan kom soos 'n dief in die nag, beteken dit ons is in die duisternis? Beteken dit ons het nie die vaagste benul van wanneer dit min of meer gaan plaasvind nie? Nee, ons weet wanneer die dief naby kom. Ons weet wanneer die tyd op hande is en ons sien dat die Bybel leer vir ons hier in Matteus 24 wat ons nou nie gelees het nie. U kan vorentoe gaan lees, vers 6, vers 7. Daar gaan u sien, daar word gepraat van pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, oorloë en gerugte van oorloë. Maar al hierdie tekens is repeterend van aard. Daar was nog altyd oorloë. Daar was nog altyd pestsiektes, daar was nog altyd oorlog gewees en hongersnode en so meer, maar dit word al hoe meer, dit kulmineer, dit akkumuleer, dit raak groter en meer. Maar dit is tekens wat herhaal. Ek wil vanoggend met u praat oor 'n teken wat nie gaan herhaal nie, 'n teken wat een keer gaan verskyn aan die einde van die eeue, en dit is, my liewe broeders en susters, wanneer ons na die volk Israel kyk. Israel, die mees uitstaande teken van die tye. Israel se terugkeer uit sy internasionale verstrooiing, sy nasionale en politieke restaurasie. Ons weet sy politieke restaurasie en dies meer sy nasionale restaurasie kom al jare. Maar daar is 'n profesie dat die Here die volk Israel gaan versamel. Die mees uitstaande teken van die tye. Let op die vyeboom. As jy vanoggend jou oë gaan instel op die Midde-Ooste, dan gaan jy agterkom dat daar besig is om iets te broei. Jy gaan raak sien dat daar iets besig is om te gebeur, iets wat nie waar was vir duisende jare. Iets wat nie waar was vir honderde jare. Twee gebeurtenisse wat ons nou gaan raak sien. My liewe broeders en susters, ons gaan stil staan by die vyeboom vanoggend om raak te sien hoe naby die wederkoms van die Here Jesus is. Martin B. Lindbergh het gesê, without the existence of the nation of Israel, we would not be able to say with certainty that we are in the last days. That single event, more than any other, is the most prominent sign that we are living in the final moments before the coming of Jesus. The Hebrew people have been called God's timepiece of the ages. Wanneer jy na Israel kyk, dan weet jy die wederkoms is naby. Wanneer ons hier na die winter sien, die bloeisels begin bot, dan weet ons die somer is op hande. Wanneer ons die voeltjies van Europa hoor aankom, die Piet my vrou, wanneer ons die Diederikkie hoor, dan weet ons die somer is op hande. Net so, wanneer ons na die volk Israel kyk, weet ons, dit kan nie meer lank wees nie. Ek wil vir u vlugtig neem na die begin waar alles begin het. U sien die geboorte van hierdie volk het begin in Genesis 12 en ons lees daar en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. God kom na die man Abraham, hy roep hom, dat hy deur Abraham die nasies van die wêreld wil seën. En hier het hierdie volk sy geboorte gevind. Abraham het Isak, en Isak het Jakob, en Jakob het 12 seuns. Jakob se naam word verander na Israel. En uiteindelik, Josef, een van die seuns, gaan na Egipte, terwyl hulle lewe in gedrang is. U ken die verhaal hoe Josef verkoop is, en uiteindelik die woorde in Genesis 45 vers 5, sê vir sy broeders,
Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen onstemmigheid by julle wees nie, dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Jy sien, God gaan sy plan waarmaak. Hy stuur dit en hy lei dit na sy welbehae. En dit het tot gevolg gehad uiteindelik dat hierdie volk daar in die land Goshen gegroei het en baie groot geword het. Uiteindelik is hulle die beloofde land binne gelei. U ken die geskiedenis. Daar's die tye van die rigters en die konings en die kronieke, en daar was wonderlike tye in hierdie volk se geskiedenis. Daar was goeie tye in hulle geskiedenis gewees. Ons lees byvoorbeeld in Jeremia 2 vers 2 tot 3 dat God selfs daarvan getuig. Gaan roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Israel was vir die Here 'n heiligheid. Die eerstelinge van sy opbrengs, almal wat hom opeet, sal skuld op hulle laai. Onheil sal oor hulle kom, spreek die Here. Hier sê die Here dat Israel sy oogappel is. Hier sê God dat hy onthou die geneentheid van hulle bruidstyd, wat 'n wonderlike verhouding daar tussen volk en God was. Maar my broeders en susters, julle weet ook van Israel se ongehoorsaamheid, hoe hulle afvallig geword het aan die Here, hoe God wat hulle wou gebruik as 'n lig vir die nasies, dat hy meer met hulle gesukkel het as enigiets anders. Hoe hulle in ongehoorsaamheid agter die Baals aangeloop het, agter vreemde gode aangehoreer het, en uiteindelik dat hulle afvallig geword het van die bewaarder van Israel. Dit het uiteindelik tot op 'n punt gekom waar dit onuithoudbaar was, waar God die lyn getrek het vir hierdie volk. Romeine 10 vers 21, maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Sy arms was oop vir hulle, wanneer hy hulle geroep het, kom nou en laat ons die saak uitmaak, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, of was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Die roepende God wat al ewig sy arms wyd oopmaak, maar hulle wou nie na hom toe kom nie. Jeremia 15 vers 1, maar die Here het vir my gesê, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie, dryf hulle van my aangesig af weg, en laat hulle heen gaan. Jy sien, God het op daardie punt gekom, waar die ballingskap onafwendbaar geword het, en hoekom is dit so? Is dit God wat gesê het, hy het nou genoeg van hulle gehad? Of is dit hulle wat gesê het, hulle het genoeg van God gehad? Jy sien, God het hulle dood eenvoudig oorgegee aan die begeerlikhede van dit wat hulle gewens het. God het aan hulle voorgehou die seën en die vloek, en hulle het die vloek gekies. Hulle het die vloek gekies. Levitikus 26 vers 33, en ek sal julle onder die volke verstrooi. Let op, in die Pentateug, in die eerste 5 boeke van Moses, is dit alreeds die waarskuwing dat as hulle afvallig gaan word, dan sal God hulle oordeel. Ek sal julle onder die volke verstrooi en 'n swaard agter julle uittrek, en julle land sal 'n wildernis en julle stede pynhope word. Deuteronomium 4 vers 27, en die Here sal julle onder die volke verstrooi. En dit het so gebeur. Die Assiriese ballingskap vanuit Nineve in 722 voor Christus, 'n 3 jare lange belering van Samaria, en die 10 noordelike stamme is weggevoer in ballingskap. Die Babyloniese ballingskap, uiteindelik het Nebukadneser, die pa van Nebukadneser, Assirië alreeds ingeneem, Nineve, en uiteindelik afbeweeg, en Nebukadneser in 3 fases beleer Jerusalem, en uiteindelik in 586 voor Christus word
die finale verwoesting van Jerusalem 'n realiteit. In ballingskap weggevoer, uit hulle land uitgepluk, 'n beloofde land wat oorloop van melk en honing wat aan Abraham, Isak en Jakob beloof is, en God haal hulle daar uit, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. My liewe broeders en susters, uiteindelik ken u die verhaal, daar kom 'n man met die naam van Kores, wat ook in Jesaja die knegt van die Here by geleentheid genoem is, en Kores sê na 70 jaar van ballingskap, dat die volk Israel weer kan terugkeer. Daniël beywer hom daarvoor, mens lees dit in die boek Daniël, sy gebede, Daniël hoofstuk 9, sy gebed toe hy hierdie ontdekking maak in die boek van Jeremia, dat daar 70 jaar van ballingskap oor hulle uitgeroep is. En uiteindelik in hierdie tydperk waar hulle terugkeer na die ballingskap tot en met die Nuwe Testament, van Maleagi tot en met Matteus, noem ons die intertestamentêre tydperk, of dit staan ook bekend as die tydperk van die Makkabeërs. Dit was geweldige moeilike tye vir Israel. Jy lees daarvan in Daniël hoofstuk 11. Hierdie geskiedenis wat oor Israel vorentoe gewys het, hoe hulle geplunder is, hoe hulle verwoes is, die koning van die noorde wat op hulle afstorm, en die koning van die suide uit Egipte land wat oorlog teenoor mekaar maak, en hulle verwoes die land Israel. Dit was moeilike tye. Dit was hierdie tyd wat Antiochus Epiphanes geleef het. Hulle het hom ook genoem Antiochus Epimanes, Antiochus die malman. Hy het varkbloed oor die altaar uitgegooi. Hy het gemaak dat die priesters varke moes eet. Hy het geweldige, gruwelike dinge gedoen in die land Israel. Moeilike tye wat oor Israel gekom het. En daar het so 'n bietjie 'n politieke oplewing gekom in die volk Israel. Jy sien, want daar was 'n man gewees, Jesus van Nasaret. En toe hy op die toneel verskyn, toe wou hierdie volk hom met geweld koning maak. Hulle het by hulle self gedink, nou uiteindelik gaan ons van die Romeinse juk verlos word, ons gaan vrykom. En hulle het hoop gehad, maar toe hierdie man, Jesus van Nasaret, nie aan hulle verwagtinge voldoen het nie, toe roep hulle uit, weg met hom, kruisig hom, kruisig hom. Hoekom is dit so? Wel, ons lees in Romeine 9 vers 32 en 33, waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hulle gestamp teen die steen van aanstoot, soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo sal nie beskaam staan nie. Hulle het uitgeroep, weg met hom, weg met hom. Ons lees in Lukas 21 wat uiteindelik gebeur. Ons lees, dit is wat met hierdie volk sou gebeur, die vrug van hulle verharde hart, die eerste geslag profeseë. Lukas 21 vers 20 tot 24, en wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en die wat in die stad is moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is moet nie daarin kom nie, want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is vervul kan word. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Hier lees ons nou, dat die Here Jesus geprofeteer het oor die tempel, dat Jesus geprofeteer het oor Jerusalem, dat Jerusalem platgevee gaan word, dat die tempel vernietig gaan word, dat daar leers rondom Jerusalem sal wees. Waarom word hulle binnengeval? Waarom word hulle aangeval? My vriende, want dit is hierdie volk wat in Matteus 27 vers 25 uitgeroep het, toe die Here Jesus op weg was na die kruis, toe hy op pad was om die vloek van die sonde te dra, toe het hulle uitgeroep, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom.
en sy bloed het op hulle en op hulle kinders gekom, want iets het gebeur wat hierdie volk in 'n internasionale verstrooiing gesaai het. Die wêreldwye verstrooiing van Israel. Ons lees in Esegiel 12 vers 15, dan sal hulle weet dat ek die Here is. Hoe? As ek julle onder die nasies versprei en hulle in die lande verstrooi. Sagaria 10 vers 9, en ek sal hulle saai onder die volke. U sien, as u nou die geskiedenis ken, dan sal u weet, in 66 na Christus het hierdie volk toe besluit om reg in eie hande te neem. Toe hulle agterkom, Jesus het nie vir hulle 'n politieke antwoord gebring nie, toe besluit hulle in 66 na Christus om self nie meer belasting aan Rome te betaal nie, en die groot rebellie het gekom. Dit was nog in die tyd van keiser Nero. Keiser Nero het 'n jong generaal aangestel, Titus. En Titus sou later nog die keiser geword het, na sy pa Vespasian, sou Titus nog die keiser geword het, maar toe hy nog 'n jong generaal was, uiteindelik in 70 na Christus, onder opdrag van sy pa, wat toe die keiser geword het hy die opdrag gekry om Jerusalem te gaan beleer en die rebellie te onderdruk. Vir 4 maande lank beleer Titus, die Romeinse generaal, Jerusalem. Jy kan die geskiedenis gaan lees wat Josefus daaroor geskryf het. Josefus was die woordvoerder tussen die Jode en tussen Titus, die Romeinse generaal. Hy beskryf dat van 14 April tot 8 September 70 na Christus hierdie belering plaasgevind het, en net as jy die woorde hoor 14 April, dan behoort dit al vir jou 'n klokkie te lui. Want watter fees is daar wat gevier word hier vroeg in April maand? Dit is die Paasfees. U sien, hierdie generaal het geweet, hy gaan nie dorpie tot dorpie deurgaan om die rebellie te onderdruk nie. Hy het gewag totdat hulle almal bymekaar is. U sien, want nou skryf Josefus dat daar 1,3 miljoen mense in Jerusalem was, en ek het gedink, maar dit kan nie wees nie, daar was nie so groot stad nie, Rome was so groot, maar Jerusalem was nie so groot nie. En toe ek hierdie navorsing begin doen, toe kom ek agter, maar wag nou, hierdie belering het begin met die Paasfees. Hierdie belering het begin toe almal opgetrek het binne in Jerusalem en hulle nie die advies van die Here Jesus gevolg het nie. Want die Here Jesus het gesê in Lukas 21, die wat in die stad is, moet uitgaan. Hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het nie na hom geluister nie. Hulle het hulle self toe binne in hierdie stad toegekluister. Hulle het gedink hulle is veilig binne in hierdie mure. 1,3 miljoen Israeliete binne die mure van Jerusalem. Oor Paasfees. Was dit nie hierdie selfde Paasfeesgangers wat 'n paar jaar van tevore uitgeroep het, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom nie. Nou is hulle weer vir Paasfees bymekaar. Hierdie keer is daar nie 'n paaslam wat vir hulle geslag word nie. Hierdie keer word hulle self geslag. Dit wat hulle uitgeroep het, word waar oor hulle. Josefus, die geskiedskrywer, sê dat tot 600,000 mense het daar binne die mure van Jerusalem aan hongersnood gesterwe. Daar was roofbendes wat in die nag uitgegaan het om kindertjies te vang, om mense te slag en te eet. Hulle het die dooie lyke wat verrot het so oor die mure gegooi. Dit was 'n verskriklike tyd gewees. Uiteindelik toe die Romeine daardie stad binne gedring het, 'n laaste verset nog binne die tempelplein, het hulle alles platgevee. Daar word vertel dat hulle 3 rye kruise, 500 mense elke dag, 3 rye kruise rondom Jerusalem vir maande lank gekruisig het. Die mense wat nog oorgebly het. Van die 1,3 miljoen sê hulle, daar het maar omtrent net 100,000 oorgebly. Dit sê vir ons, bykans 1,2 miljoen mense het binne 4 maande hulle lewe verloor.
Wat 'n verskriklike gevolg was dit nie, en van daar met Jerusalem verower, het hulle daar die 100,000 mense, en soos hulle beweeg het, toe die kleiner dorpies van die mense wat nog oorgebly het, het hulle in ballingskap verstrooi oor die wêreld heen. Jy vra, hoe is dit moontlik dat daar in 1896 5,9 miljoen Jode in Rusland gebly het? Jy vra, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat daar soveel van hulle in die VSA was? Hoe is dit moontlik dat hier van hulle in Suid-Afrika was? Dat hulle oor die wêreld heen was? Dis hier waar dit moontlik geword het, toe hulle oor die wêreld verstrooi was. My liewe broeders en susters, ons lees hierdie aangrypende verhaal waar God die vloek en die seën aan hierdie volk voorhou. En ons lees in Deuteronomium 28 vers 64 tot 67. En die Here sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander gode, hout en klip dien, en wat jy en jou vaders nie geken het nie. En onder die nasies sal jy geen rus hê nie. En vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie. Maar die Here sal jou daar 'n bewende hart gee, en smagtende oë, en 'n kwynende siel, en jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang. En jy sal nag en dag skrik, en van jou lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre. Vanweer die skrik van jou hart, wat jou sal aangryp, en vanweer die gesig wat jou oë sal sien. Let op die geweldige droefheid wat God hier voorspel, dat as hulle ongehoorsaam is, hulle 'n bewende siel, 'n kwynende siel sal hê. In die môre sal hulle bid, ag, was dit maar aand, en in die aand sal hulle smag, dat dit maar môre was, dat hulle daar maar net verby kon gaan. Dit is hierdie ellende wat hulle ervaar het. En 70 na Christus, hierdie belering van Jerusalem was maar net die begin. Dr. Henny Prinsloo maak vir ons melding van wat daarna in die geskiedenis gebeur het. Jy kan dit maar gaan Google as jy wil. 100 na Christus word 10,000 Jode in Damaskus op een dagkeel afgesny. 115 na Christus word 985 Joodse dorpies vernietig, en 58,000 Israeliete om die lewe gebring. Verskoon nog 580,000. Tussen die 5de en die 7de eeu na Christus word duisende Jode in Europa vervolg en vermoor. Teen 1096 word Judaïsme deur die Romeinse kerk as 'n sekte gebrandmerk, en begin die heilige oorlog teen hulle. Teen die einde van die 11de eeu het die kruistogte begin, waar duisende Israelies buite die dorpies, soos hierdie kruistogte nou plaasgevind het om Jerusalem te verlos uit die mag van die Turke, so het hierdie kruistogte plaasgevind, dan hulle dorp tot dorp die Jode in bondeltjies laat staan, dan hulle met hulle kavaliere, met hulle perde bo oor hulle gehardloop, hulle vertrap in die grond en vertrap om hulle dood te maak. Tussen die jare 1275 en 1290 word Jode uit Engeland verban. 'n Wet op 1 November 1290 word gepasseer wat handel dryf met Jode verban. Dis nie nuwe dinge hierdie nie. Jy kan in Handelinge 18 lees dat daar alreeds so 'n verbod in Rome teenoor hulle was. In 1298 word 100,000 Jode in Frankonie, Bavaria en Oostenryk doodgemaak. Tussen die jare 1340 en 1350 het die swartgriep epidemie Asië en Europa getref, en die Jode is daarvan beskuldig dat hulle die drinkwater moedswillig besoedel het en word daarvoor erg vervolg. Koning Charles die 6de verban alle Jode in 1394 en word Jode uit Frankryk gedryf.
Op 31 Maart 1492 word die Alhambra-dekreet uitgevaardig in Spanje en word Jode uit Spanje verban. Tussen die jare 1648 en 1658 word nagenoeg 500.000 Jode in Pole om die lewe gebring. Kan u die woorde van God in Deuteronomium hoor? Jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang. Nie te lang gelede, net nou die dag van u wat hier is, het gelewe toe hierdie dinge plaasgevind het. Adolf Hitler, Adolf Eichmann, Heinrich Himmler en die Nazi-party van Duitsland het 6 miljoen Jode om die lewe gebring. My liewe broeders en susters, ons kan nie dit verstaan nie. 6 miljoen. As jy 'n gepakte loftes vat, dan is dit nie eers 'n druppel in die emmer van hoeveel mense hulle lewe verloor het nie. 6 miljoen. Dit sou beteken dat jy omtrent die Afrikaner in Suid-Afrika 2 keer kan uitmoor. Binne 7 jaar. Soveel mense is 6 miljoen. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre, en jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik, en van jou lewe nie seker wees nie, vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp, en vanweë die gesig wat jou oë sal sien. My liewe broeders en susters, dat die volk Israel vandag nog bestaan, is 'n wonder van God. Vir 1800 jaar, vir honderde jare, het hulle geen nasionale tuiste gehad nie. Want 70 na Christus is hulle uit hulle land uitgedryf. Vir 2500 jaar, ja vir duisende jare, vir 2000 jaar en nog 'n ekstra 500 jaar, het hulle geen selfstandige regering gehad nie. Toe Nebukadneser hulle beleer het die Mede-Persiese ryk oorgeneem, en na die Mede-Persiese ryk het die Grieke oorgeneem van Alexander die Grote, en na die Grieke oorgeneem het die Romeine oorgeneem, en hulle het nog nooit vir 2500 jaar nie 'n selfstandige regering gehad nie. Maar, my liewe broeders en susters, hoe naby is ons aan die wederkoms van Jesus? Dan sê ek van jou vanoggend, dit wat vir 2500 jaar nie waar was nie, is vandag waar. Dit wat vir 1800 jaar nie waar was nie, is vandag waar. Dit wat vir eeue nie waar was nie, is vandag 'n realiteit. En dit bring ons by die laaste, die mees uitstaande teken van die tye, is die feit dat God hierdie volk versamel uit die 4 windstreke en bymekaar maak, Israel se herstel, binne God se ewige raadsplan. Jy sien, die volk Israel moet in Israel wees voordat die wederkoms plaasvind. Dis besig om te gebeur. Dis onder ons neuse besig om in vervulling te gaan. Die wêreldtoneel word reggeskuif vir Jesus se wederkoms. Dit vat vir hoe lank nie waar was nie, is nou waar. Deuteronomium 30 vers 4, al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel, en daarvandaan sal hy jou gaan haal. Kyk, die beloftes van herstel. Esegiel 37 vers 21, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit. Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hulle land. Jeremia 31 vers 8 tot 10, kyk, ek bring hulle aan uit die noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde. Hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader.
let op hierdie beloftes, dat God hulle sal versamel. Vir hoe lank klaag hulle nie? Vir hoe lank treur hulle nie? Maar vandag is dit 'n realiteit. Daar was 'n man met die naam van Theodor Herzl wat die Sioniste beweging begin het, wat baanbrekerswerk gedoen het om die volk Israel terug te kry in Jerusalem, terug te kry in Israel. Hy het nooit die vervulling daarvan gesien nie, maar hy het begin om so 'n beweging aan die lewe te kry, dat Israel moet terugkeer na hulle tuisland, na hulle geboortegrond, na hulle beloofde land. Maar Chaim Weizmann was 'n biochemikus in die Eerste Wêreldoorlog en hy was aan die geallieerde kante se kant. En uiteindelik het hy 'n kardinale bestanddeel in springstof ontwikkel wat die swaai in die kant van die geallieerde magte gebring het, dat hulle uiteindelik hierdie springstof kon ontwikkel om uiteindelik teen Wilhelm van Duitsland oorlog te kon maak. En sy bydra was kardinaal gewees, soveel so dat die Britse regering na die Eerste Wêreld na Chaim Weizmann toe gegaan het en vir hom gevra het, wat kan ons vir jou doen, vir jou bydra in die geallieerde mag se oorwinning? En Chaim Weizmann het gesê, gee my nie geld nie, gee my net Palestina as die tuiste vir my verjaagde volk. En nou sal jy onthou, daardie tyd was daardie omgewing van Israel se grondgebied was onder Britse beheer gewees na die Eerste Wêreldoorlog, toe die Ottoman-ryk natuurlik geval het. En op 2 November 1917 reik hulle die Balfour Deklarasie uit, dat Israeliete kan terugbeweeg na Israel, na hulle beloofde land. Maar nou is die land nog vol Turke, die Ottomans is nog daar, die land behoort nou nie meer aan hulle nie, dit is nou aan Brittanje gegee, en Brittanje sê die Israeliete kan terugkeer, maar die land is nog vol van die Turke. En dit het so gebeur dat Lord Allenby op 9 Desember 1917 met sy vliegtuie oor Jerusalem gevlieg het, en hulle het brosjures, hulle het papiertjies losgelaat, wat die mense waarsku. En soos hulle hierdie eystervoëls oor Jerusalem sien vlieg, my liewe broeders en susters, hulle sê daai Turke en skurke het gehardloop. Sommige van hulle het hulle huise net so gelos, hulle het gevlug om 'n vliegtuig oor hulle te sien. Onthou, daai mense het so iets in hulle lewe nog nie gesien nie. Hulle het nog nooit gesien wat is 'n vliegtuig, en ewe skielik kom hier vliegtuie oor hulle gevlieg. En daar is profeseë wat sommige meen kan wys op dit, juis Jesaja 31 vers 5. Soos voëls wat fladder, so sal die Here van die leerskare Jerusalem beskut en red, verskoon en bevry. En dit het gemaak dat die mag van die Ottoman-ryk in Jerusalem gebreek is. Toe hierdie magte oor hulle gevlieg het, het daar die mense gelaat staan en gaan. Dit het uiteindelik veroorsaak dat in 1917 25.000 Israelies in Jerusalem of in Israel woonagtig was. Die 1922 83.000, 1932 180.000, uiteindelik tot 1948 na die Tweede Wêreldoorlog 1 miljoen mense. Dit het gelei tot 14 Mei 1948 waar hierdie staat gebore is. In Rothschild Boulevard in Tel Aviv is die Union Jack die laaste keer gestryk en het hulle die Hatikwa gesing en het Benjamin Ben-Gurion het uiteindelik die staat as onafhanklik verklaar. Die vergadering bymekaar geroep nadat hulle die volkslied gesing het en die onafhanklikheidsverklaring gelees. Die koerantopskrifte het gesê, the state of Israel is born. My broeders en susters, en van daardie oomblik af het daar 'n internasionale beweging plaasgevind, soos mense begin terugkeer uit die verstrooiing uit.
Julle weet wat die geskiedenis is en ek wil julle nie heeltyd daarmee bemoei nie, maar hoe daar onmiddellike onafhanklikheidsoorlog was, hoe die Arabiese lande Israel ingeval het, hoe die Yom Kippur oorlog plaasgevind het, hoe die 6-dag oorlog plaasgevind het, hoe daar voortdurend 'n poging is om Israel weer uit hulle grondgebied uit te ruk. Dit wat God nou bewaarheid het vir hulle, word deur die wêreld geopponeer en die gees van die anti-kris werk om dit te staan, om Israel uit hulle grondgebied uit te kry. Net nou die dag by die Moses Mabhida Stadion in Durban het hulle uitgeroep, Free, free Palestine from the river to the sea. En jy kan dit net doen as jy Israel van die aardbodem wil afvee. En dit is Iran se doel met Israel. Ons het nie kans om daarby stil te staan in hierdie tyd nie, maar uiteindelik weet ons dat Iran het al op die internasionale platforms gesê, dit is hulle doel om Israel van die aardbodem af te vee. En julle weet wat tans daar besig is om te gebeur, hoe Israel veg vir oorlewing, met die missiele wat op hulle afgevuur word. Hulle was nie aanvanklik die aggressors gewees nie, julle weet wat gebeur het, met Hamas wat ingestorm het, selfmoord, bomaanvallers, mense wat gegryp is, mense wat doodgemaak is, ontvoer is. En Iran wat sommer maar net interkontinentale ballistiese missiele op hulle afgevuur het, en hulle Iron Dome wat daarteen moes verweer het. Maar ons sien dat Israel besig is om te herstel. Daar het ek vir u so 'n paar van die getalle wat die nuutste getalle wat ek gister saamgetrek het, oor die immigrasie terug na Israel. In die jaar 2022 met Rusland wat die Oekraïne ingeval het, het hulle nog die meeste gekry. 70,000 mense wat in 'n jaar teruggekeer het. So 'n paar jaar gelede hou ek 'n reeks dienste in Uniondale. En die dominee neem my daar deur Uniondale. Ek was nou bang dat die spook in die kar sou klim. Maar hy vat ons nou daar deur en hy wys vir ons die Joodse sinagoge en hy sê vir my, die Jode het gesê dat enige iemand daai sinagoge kan gebruik. En ek vra toe vir hom, maar waar is die Jode? Toe sê nee, hulle is hier nie. Hulle is almal terug Israel toe. Al die Jode wat in Uniondale bly, is Israel toe. Vra jouself die vraag, wanneer laas het jy 'n Jood raak geloop? Ek onthou toe ek 'n kind was, elke hoekkafee het jy 'n Jood gekry. Hulle raak al hoe skaarser, hulle is besig om terug te keer na Israel. My liewe broeders en susters, Israel is vandag die land met die meeste Jode in. Die VSA verbygegaan 'n paar jaar gelede. Rusland wat nog baie Jode gehad het, uiteindelik VSA wat nog baie het. Maar vandag is daar die een plek waar jy die meeste Israeliete gaan kry is in Israel. Ek wil vir u weer sê, dit was vir honderde jare nie so nie. Vir 2500 jaar geen selfstandige regering, vir 1800 jaar geen land van hulle eie. Vir die eerste keer in die geskiedenis wat ons ken van Nuwe Testament, die eerste keer meer Jode in Israel as enige ander plek in die wêreld. Ek vra jou vanoggend, kyk na die vrye boom. Die vrye boom is besig om te bot. Dinge wat in ons tyd gebeur, die geslag wat hierdie dinge sien gebeur, sal sekerlik nie verbygaan totdat alles vervul is nie. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vrye boom en al die bome, net soos hulle begin bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is, so moet julle ook weet, dat die koninkryk van God, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die een wat hierdie dinge in U liefde vir ons voor die tyd gesê het.
U is die een wat die profetiese woord aan ons geskenk het uit genade, sodat ons oë oop sal wees, raak sal sien, dat Jesus se wederkoms naby is. Ek wil by die aanvang van hierdie diens, Here, vir U vra. Hier is iemand in hierdie gebou wat met vrees in hulle lewe sit. Hulle het nie sekerheid van hulle saligheid nie. Hulle is nie seker of hulle waarlik weergebore is nie. Hulle het nie die vrymoedigheid om te sê, dat as hulle hulle laaste asem uitblaas, hulle verseker weet, dat hulle in U teenwoordigheid sal wees nie. Terwyl U in U woord sê, dit het ek geskrywe aan julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Here, ek bid vir so 'n man, vir so 'n vrou vanoggend. Ek kan hulle nie red nie, maar U kan hulle red. U kan hulle deur U groot genade red. Want ons word gered uit genade deur geloof. En as hier iemand vanoggend is wat geloof in hulle hart het, wat raak sien hoe naby die wederkoms van Jesus is, en hulle wil hulle saak met U regmaak, dat U in die bank waar hulle daar sit, geloof in hulle harte sal skenk, vir 'n hart, wat soos 'n rower aan 'n kruis sê, dink aan my Here. Vir iemand wat in geloof reageer op U woord, dat U vir hulle die saligheid sal skenk. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil jou tog uitnooi, as hier iemand is en jy wil doodseker maak, dat jou saak met God reg is. Daar op die boeketafel is daai stap vir stap boekies. Ag, ons versprei dit al vir jare. My vrou het in 'n diens soos hierdie daar agter gesit, en sy het 'n boekie soos daai gekry. Sy het hom na die tyd by die huis gelees, 'n boodskap van Dominee Henny Prinsloo nog geluister oor Johannes 3, en sy het haar saak met God reggemaak, terwyl sy daai boekie gelees het, wat haar mooi gehelp het, hoe jy sekerheid van saligheid kan kry. Is hier nie iemand wat ook vanoggend daai sekerheid wil hê nie? Kry vir jou so 'n boekie, lees hom deur. As jy nog steeds onseker is na dit, gesels met Dominee Jakes, kom gesels met my. Ons wil jou help. Dit is hoekom ons hier is, dat jy daai sekerheid in jou lewe sal kry.